Welkom terug. Sommige van ons is elke dag vir ure en ure agter ons rekenaars of skootrekenaars en selfs al sit ons heeldag, is ons steeds aan die einde van die dag moeg en uitgeput. Kan die moegheid iets met ons oë te doen hê? Elise Erasmus, oogkundige van iFocus Optometrists, is vandag hier om die vraag te beantwoord. So goeiemôre, good morning en hartlik welkom hier by ons. Dankie Elsa, het is my lekker om hier te wees. Goed Elise, die groot vraag is, kan die moegheid aan die einde van die dag aan ons oë toegeskryf word? Definitief, die heeltyd op 'n skerm kyk het verskeie redes, maar dit behalwe dat dit strain op jou oë sit om die hele dag voor die rekenaar te kyk, is dit moegheid aan die einde van die dag. Ja, jy gaan voel jou oë is moeg. Nou goed, baie mense beleef erge hoofpynne en dan ook iets soos nekpyn wanneer hulle so lank op 'n rekenaar werk. Soos wat ek verstaan, kan dit ook weens moe oë veroorsaak word, nê? Nee. Ja, dit kan. Dit gaan baie oor postuur, waar jou rekenaarskerm is en hoe mens sit voor die ergonomika van jou postuur waar jy sit en so aan, maar ook van die skerm, hoe jy kyk, hoeveel keer jy knip en jou oë is nie gewoond aan afstand van die so naby die hele tyd nie. Mense wil eintlik ver kyk. So daai heeltyd naby dis maar 'n spier wat maar in spanning ingaan onderaan. So dit raak moeg en moe oë is definitief aan die einde van die dag 'n probleem. En ek dink ook byvoorbeeld, ek bedoel, dit is nou die rekenaarskerms wanneer jy daarop werk, maar ons is ook baie gereeld doenig op ons selfone. Presies. En almal, en ons kan nie, dit is onvermybaar. Jy moet die hele tyd kyk. So jy al hoe meer kyk ons minder ver. So ons kyk nie genoeg ver nie. Ja. Kan jy ons dalk so 'n bietjie meer vertel van die sogenaamde computer vision syndrome? Ja, so dit is definitief nou al 'n term en dit is 'n probleem. Ongelukkig is dit iets wat ons nie kan verander nie, want ons gaan nie minder op rekenaars kan werk nie, maar dit gaan oor, jy knip nie genoeg jou oë nie, jy kyk die hele tyd op 'n skerm, daar's baie blou lig, skadelike blou lig wat van die skerms afkom. So dit is, en aan die einde van die dag, daai droogheid en krapperigheid en moegheid, dat mense voel hulle oë is letterlik moeg, is daai computer eye vision syndrome. Ja. Is daar miskien ander tekens om so iets te kan herken? Soos ek sê, dis die droogheid, krapperigheid, want mens knip nie. Jy is besig om te staar na wat jy kyk, so jy so besig om hier te fokus op jou rekenaarskerm, dat jy nooit jou oë volledig opknip nie. So dis een van die goed wat mense baie begin mee sukkel is droë oë naderhand, en dan daai impak wat jy naderhand kan jy naderhand nie meer ver sien nie, omdat jy die hele tyd hier naby fokus. So dit is maar dis die simptome van dit. Nou jy het nou reeds gesê, weet dit ons oë word beïnvloed na aanleiding van hoe naby ons aan 'n skerm sit. So ek wil graag by jou hoor of jy enige raad vir ons het na aanleiding van hoe ons oë kan versterk of dalk selfs verbeter. Ja. So daar is 'n paar goed. Die een reël is daai 20-20-20 reël, wat jy vir 20 sekondes elke 20 minute probeer om 20, ek sê sommer vir die mense 20 meter, maar jy kan 20 voet of wat ook al, maar dit gaan oor die 20-20-20, moet jy ver kyk. Soos uit by 'n venster, ietsie nie meer hier naby nie, sodat jy leer om bietjie jou oë te ontspan en ver te kyk. Jou oë is ontspanne as hulle ver kyk. So dis een van die goed. Die ander een is, soos ek gesê het, volledig te knip. Partykeer sommer so 'n bietjie te squeeze, laat jy jou oë lekker vochtig kry, want dan is jou visie ook beter en jou fokus is beter. En as dit moontlik is en jy kan en jy sukkel met jou oë wat droog is, om dan eerder 'n oogdruppel in te gooi wat bietjie vog vir die oog gee. Nie medisinale goed nie, maar vog. Ek wou nou juist weer gevra daaroor, want ek bedoel, wanneer ek in die oggende hier aankom, dan ek begin maar gewoonlik my dag met 'n oogdruppel. Ja. As gevolg van die feit dat my oë bietjie krapperig is of rooi is of moeg is. So, maar dit is seker belangrik om die regte oogdruppels te kry. Dit is definitief belangrik en dit moet 'n goeie bevochtigende oogdruppel. Daar's baie op die mark. Moet nou net nie die goedkoopste ene gaan vat nie, want hulle gaan natuurlik nou nie die werk doen nie, maar jy wil hê jy moet net die oog lekker smeer en dan is jou visie weer lekker. En die probleem is, mense gooi ook te min oogdruppels in. So as jy die druppeltjie nou het, die botteltjie, gooi gereeld in. Die navorsing wys jy moet 4 tot 6 keer ingooi 'n dag. So 1 keer in die oggend is te min. Ek het nie dit geweet nie, daar leer ek nou vanoggend iets. Baie dankie. Ja. Goed, kom ons gesels net vir 'n oomblik ook oor die impak van skerms op kinders se oë. Ja, dit is 'n groot probleem in die sin van ons gaan dit nie kan vermy nie. Dit is net soos ons almal maar met skerms werk gaan hulle ook. So ek dink mens moet dit net hanteer en
Daar moet tye wees wat jy vir jou kind sê dit is reg en dan tye wat mense dit van hulle af weghou. Dit is ek dink baie belangrik om ek kan nou nie in die Afrikaanse woord dink maar restrictions te hê. Dit is hoe baie jy mag op jou foon wees of so. Maar dit is hoekom kinders al hoe meer en meer bysiende raak, want hulle is almal meer en meer op fone en skerms en goeters. So mens moet hulle probeer keer. Dis kom hulle wil hê ons kinders moet buite speel. Ja. En boomklim. Ja, Wat het geword van die jare van boomklim? Nee, maar ek wil ook vra, daar word gereeld verwys na iets soos die sogenaamde iPad generasie. Ja. Soos wat jy nou gesê het, ek dink dit hang baie af van ouers en hoeveelheid ure wat hulle kinders dan toelaat om op hierdie skerms te spandeer. Ja. Maar vind julle dat daar al hoe meer kinders dan kom vir oogtoetse wat moet bril dra? Ja, ons doen ongelukkig. Ja, dis definitief 'n generasie wat baie meer gaan moet want hulle kan nie meer ver sien nie. Ja. So ja, dit is ongelukkig 'n probleem met kinders. Nou baie belangrik, hoe gereeld stel jy voor met mense vir iets soos 'n oogtoets gaan? Okay, daai is baie debatteerbaar, maar gewoonlik sê ons dit hang ook af of daar probleme is of nie. As jy in 'n gewone kinders sal ons sê jaarliks, veral as daar probleme is of as die ouers 'n probleem het met hulle oë, dan sal ons sê definitief jaarliks. Dan ander mense wat siektes het soos diabetes en ouer mense sal ons ook sê jaarliks as hulle kan. Dit sal dit goed wees en dan ander mense so elke 2 jaar is goed genoeg. Behalwe as jy ietsie vroeër agterkom. Maar mense besef nie vinnig aan 2 jaar nie. As mense by my kom en sê hulle vir my, "Ja, ek was verlede jaar hier," dan sê ek, "Nee, jy was in 2024 hierso." Ja. So ja, maar probeer maar by daai tyd hou. Of was daar 'n probleem is, as jy voel jy kan nie meer lekker sien nie. Ja, ek dink dit nogal. Hoor. Ja. Ja. Net laasens ons het 'n paar sekondes oor en die res dalk nou so 'n bietjie meer tegnies van aard, maar 'n mens kan baie keer jou skerm se jy weet na aanleiding van hoe helder die skerm is, kan jy 'n bietjie verstel. Is dit goed om die hele tyd op 'n dowwe skerm dan te werk eerder as 'n skerp lig? Ek dink dit is 'n niks is wat te is goed nie. Ek het altyd gesê. Ja. So die middel is die beste. Ek dink dit is goed as dit te dof is nie, moet ek sê, maar die helder skerms is ook nie goed nie. So jy kry selfs vir mense wat nie 'n bril dra nie, kry jy van daai anti-weerkaatsingsbrille wat jy net kan opsit wat kan help met dit. Elise, ons is baie dankbaar vir al jou kundigheid wat jy vanoggend met ons kom deel het. Baie dankie. Dit is 'n groot plesier. Goed, jy kan ingeskakel bly. Ons kuier net hierna verder by Goeiemôre. Good morning.